Goeiedag, baie welkom by Tabernadui se aanlyndiens. Tabernadui, gemeente se naam, beteken werkswinkel van God. Ek wil vandag met jou praat oor die lewe van Christus, waar hy op pad is na die kruis, en wat het hy gesê, en wat het mense oor hom gevra. Die belangrikste ding is dat ons moet weet, Jesus het presies geweet, hy gaan sterf, en dan sê hy dit ook vir sy disippels. Ek lees dit vir jou in die evangelie van Matteus, die 20ste hoofstuk. Kom ons lees dit saam. En toe Jesus opgaan na Jerusalem, het hy die 12 disippels op die pad alleen geneem en vir hulle gesê, kyk, ons gaan op na Jerusalem, en die seun van die mens gaan oorgelewer word aan die owerpriesters en die skrifgeleerdes. En hulle sal hom tot die dood veroordeel, en hom oorlewer aan die heidene, om hom te bespot, en te gesel, en te kruisig, en op die 3de dag sal hy opstaan. En toe Jesus met sy disippels uiteindelik in Jerusalem opdaag, en hy ry op die rug van 'n esel, gewone kom konings op perde gery, maar om sy nederigheid te bewys, en om die skrif te vervul, ry hy op 'n esel. En terwyl hy in die stad inkom, is daar mense wat hom aanbid, en hulle roep uit, Hosanna in die hoogste hemele. En dan lees ons iets besonders wat daar gebeur het, terwyl Jesus besig is om van die Olyfberg se kant af in te ry na Jerusalem. Kom ons lees wat het daar gebeur. En toe hy in Jerusalem inkom, het die hele stad in opskudding geraak en gesê, wie is hierdie man? En die skare sê, dit is Jesus, die profeet van Nasaret in Galilea. Die Bybel sê, die hele stad het in opskudding gekom. Daar was skokgolwe deur die stad. Dit was, die skokgolwe is turbulensies, iets wat jy, wanneer jy, soos 'n aardbewing, was in hierdie stad. En dan sê die engel sê, all the city was moved. Almal het gevra, wie is hierdie man? Ek wil vandag met jou oor hierdie tema praat. Wie is hierdie man? Wie is hierdie man? Die skare antwoord, Jesus, die profeet van Nasaret in Galilea. Ek lees dat voor hierdie man, Jesus, se geboorte, dat die profeet geprofeteer het en gesê het, die maagd gaan swanger raak, en sy gaan 'n seun baar, en jy moet hom Immanuel noem. Kom ons kyk, hoe het hierdie skrif tot vervulling gekom. Maria, 'n jong maagd, in die dorpie van Nasaret, kry besoek van die engel Gabriël. En Gabriël kom by haar, en hy groet haar, en ek gaan nou nie die hele gedeelte vir jou lees nie, uit die skrif nie, maar die engel groet haar, en hy sê sy is begenadig, en die Heilige Gees gaan oor haar kom, en sy gaan 'n swanger raak, en sy gaan 'n kind baar, en hierdie kind gaan groot wees, hy gaan op die troon van Dawid sit. En dan lees ek in die woord, dat Maria was ontstel. Daai woordjie ontstel in die Engels is confused. Sy was perplex, sê die Engels. Dis wat, daar was 'n opskudding in haar emosies. En sy sê, dit kan nie wees nie. En sy's bang, en daar was 'n opskudding in haar hele lewe. Sy sê, ek is nie getroud nie, en ek ken nou die verhaal hoe hy gesê het, die engel Gabriël, die Heilige Gees gaan oor haar kom, sy gaan swanger raak, dit gaan nie van 'n man wees nie, en dat die skrif vervul sal word in haar lewe. En nou gee ons net nog 'n tree na 'n ander kant.
sy het 'n verloofde gehad. En hy vind uit, by Maria, sy moes hom vertel het, Josef, ek is swanger. Kan jy dink, hoe het Jesus se geboorte 'n opskudding veroorsaak? Josef worstel met hierdie gedagte, hy moet van hierdie vrou ontslaa raak, maar sy is eintlik 'n goeie vrou, sy is 'n goeie meisiekind, en dan dink ek sal in die geheim van haar wegstap, en dan droom hy, dan sê die engel vir hom, nee, dit is die skrif wat vervul is, wat met hierdie jong meisiekind gebeur het. En dan vat hy haar by hom, en hy bewaar haar, hy beskerm haar maagdelikheid ook, en dan kom die volgende opskudding. Die skrif, die profeet profeteer, ek gaan dit vir jou lees in Micha 5 vers 1, hy sê, Bethlehem, Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir my uitgaan, een wat 'n heerser in Israel sal wees. En sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Kan jy net dink, dat selfs die vraag wat hulle vra, wie is hierdie man? Hierdie man se geboorte, het selfs die keiser beïnvloed. Keiser Augustus neem 'n besluit, dis nie 'n toevallige besluit nie. Die skrif moes vervul word as gevolg van sy besluit, dat almal by hulle geboorteplek moet gaan register neem, hulle detail invul van wie hulle is, wat is hulle ID in ons dag, wat is ons adres, ensovoorts, ensovoorts. Kan jy net dink, hierdie opskudding, wat het veroorsaak by Josef en Maria, 150 kilometers van Nazareth na Bethlehem, met 'n swanger vrou, wat enige tyd gaan geboorte gee. Trouwens, toe hulle in Bethlehem land, toe gee sy geboorte aan hierdie man, Jesus Christus, die profeet van Nazareth uit Galilea. Dis die antwoord, wie is hy? En sy gee geboorte nog. Maar ek dink aan hierdie opskudding, die stad Bethlehem is vol. Die profeet het geprofeteer dat daar 'n heerser sal kom, 'n heerser oor Israel. En daar's nie vir hierdie heerser, hierdie koning van die konings, 'n plek in enige herberg nie. Almal kom inskryf. Niemand gee plek nie. En uiteindelik by 'n herberg sê iemand, julle kan my stal gebruik. Wie is hierdie man, vra die skare? Hierdie man sê homself, toe iemand hom vra om te volg, toe sê hy, die jakkalse het gate, die voëls van die hemele het neste, maar ek het geen plek nie. Trouwens, daar was nie eers vir hom 'n geboorteplek nie. Die koning van die konings moes gebore word in 'n stal. Ek kan net die opskudding, die turbulensie beleef, toe Maria vir Josef sê, my water gaan breek. Ek moet nou geboorte gee. En daar is nie 'n plek nie. En hoe vinnig moes hulle hierdie stal vinnig reg kry, en ietsie, kyk of hulle die krippies kan skoon kry, sodat die kind daarin neergelê kan word. Wie is hierdie man? Hierdie man is die een van wie die profeet gesê het, hy sal Immanuel wees. Hy gaan uit 'n maagd gebore word. Dis hierdie man. Ons is op pad na Paasnaweek waar ons sy kruisdood gaan vier. Maar ons moet net hierdie tree teruggee om sy geboorte te vier en sy grootword te vier. En hierdie man word gebore in 'n stal. Toe gebeur daar nog iets wat nie toevallig is nie. Wyse manne sien in die hemelruim die ster. En hulle reis na Jerusalem en hulle vraag, waar is die koning van die Jode wat gebore word? Daar's geen toeval daaraan nie. Daar's geen toeval daaraan nie.
Net soos Augustus die keiser gesê het, almal moet na hulle geboorteplek gaan om geregistreer te word, net so is daar geen toeval nie, want Herodes hoor dit, en hy en die inwoners van Jerusalem is ontstel, geweldig ontstel, en hy roep die wyse manne, hy sê, gaan vind uit, waar is dit? En hulle sê vir hom, die skrif wat Micha aanhaal, dat dit in Bethlehem sal wees. Hy sê, en as julle die kind gekry het, kom vertel my, en toe gebeur daar iets, die wyse manne bring vir Josef en Maria en die kindjie geskenke. Geen toeval nie, want hulle is nou hier in 'n dorp, hulle het hulle werk gelos, hulle het geld nodig vir hulle volgende reis, hulle bring goud, mirre en wierook. En toe kry hierdie mense, hierdie wyse manne, 'n droom, om nie terug te gaan na Herodes toe nie, want in die droom hoor hulle, hy gaan hierdie babietjie wil doodmaak. En toe kry Josef ook 'n droom, en die droom sê vir hom, gaan weg, gaan na Egipte toe, vat die vrou en die kind, dan gaan bly jy in Egipte, en ek sal vir jou sê, wanneer kan jy terugkom? Dan lees ek hier die woorde. En toe hulle teruggegaan het, dis die wyse manne, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef en sê, staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte, en bly daar totdat ek vir jou sê, want Herodes gaan die kindjie soek om hom dood te maak. En hy het toe opgestaan en die kindjie en sy moeder in die nag geneem en na Egipte vertrek. En hy was daar tot die dood van Herodes, sodat die woord van die Here vervul sou word, wat die Here gespreek het deur die profeet, uit Egipte het ek my seun geroep. En as gevolg van hierdie man, wie is hierdie man? Hierdie man is die een wat die skrifte van die Ou Testament vervul. Maar as gevolg van hom, word Herodes geweldig kwaad. En hy kom agter dat die wyse manne nie teruggekom het na hom toe nie. En hy besluit dat as gevolg van hierdie man, hierdie Jesus, die profeet van Nasaret uit Galilea, moet alle seentjies onder 2 jaar in daai omgewing doodgemaak word. Jy luister na my, dalk het jy 'n kind, 'n seentjie, wat nog nie 2 jaar oud is nie. Of jy het 'n kleinkind, of 'n familielid, of vriende, wat so 'n seentjie het. Kan jy dink, hierdie mense kry opdrag om by hulle huise te bly, en hierdie soldate, hierdie Romeinse soldate kom, en hulle klop en sê, geef, waar's die kind? En hulle vat hierdie kind. Hoe het hierdie kind sy armpies uitgesteek na sy ma, en gehuil, en die mamas en papas het geweet, ons gaan nooit weer ons kind sien nie. Wie is hierdie man? Dis as gevolg van hom, wat hierdie kindertjies moes dood. Want Herodes was bang dat hierdie man die heerser van Israel sou word. Nou lees ek die woord van die Here wat Jeremia 31 vers 15 profeteer, want hy sê hierdie woord en ek lees dit vir jou. 'n stem word gehoor in Rama, geklaag, bitter geween. Rachel ween oor haar kinders, sy weier om getroos te word oor haar kinders, omdat hulle daar nie is nie. Toe kom hierdie woord in vervulling, 'n opskudding in die gebied rondom Bethlehem. Toe Josef en Maria daar in Egipte is, toe sterf Herodes, en die Here sê vir Josef, die wat die kindjie se lewe soek, is nou dood. Jy moet teruggaan na jou land, Israel. Nou lees ek die volgende woorde, in Matteus 2 vanaf vers 22. Maar toe hy hoor dat Archelaus oor Judea koning was in die plek van sy vader Herodes, was hy bevrees om daarheen te gaan. En hy het 'n goddelike waarskuwing in 'n droom ontvang en na die streke van Galilea teruggekeer. En hy het gaan woon in 'n stad met die naam van Nasaret, sodat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is.
dat hy Nasarener genoem sou word. Jesus het van voor sy geboorte 'n opskudding gebring, net waar hy was. Soos wat die stad Jerusalem turbulensies beleef het toe hy daar afkom met die donkie. Net so het Maria, het Josef, het Herodes, het die wyse manne, het die mense in Egipte. Ek wonder wat het hulle vir Josef en Maria in Egipte gevra? Hoekom is julle hier? Ons hoor dat daar waar julle vandaan kom, word die seentjies doodgemaak. Wat het julle hier kom doen? En toe Jesus opgroei in Nasaret, kon dit gewees het, die Bybel leer my nie dit nie, maar dit kon gewees het, dat die inwoners van Nasaret gevra het, maar hoekom is julle kind nie doodgemaak nie? En dan moet hulle hierdie in hulle gedagtes ontstel om te sê, maar hy is dan die koning van die konings, die heerser. Wanneer ek en jy vandag na hierdie woord luister, hoe Jesus aan die profete se profeseë die vervulling gebring het, opskuddings veroorsaak het, dan wil ek sê tot vandag toe, wanneer ek en jy ons knieë voor hom buig, en ons sondes bely, kom daar 'n opskudding, 'n turbulensie in ons binneste, en ons beleef hierdie nuwe lewe, wat hy ons kom bied. Mag ons sy kruisdood, oor hierdie volgende paar weke, vier met die grootste blydskap. Jesus, hierdie man Jesus, is die profeet van Nasaret uit Galilea. Kom ek bid vir jou. Here, baie dankie, dat ons die antwoord in die Bybel kry, toe die mense vra, wie is hierdie man? Hy het in elke profesie 'n vervulling gebring, en ek eer, en ek loof, en ek dank U daarvoor. Amen.